Ja, made in the image of a perfect God, the perfect King, the King of Kings and the Lord of Lords. We belong to Him, not to ourselves. Jy weet daar, toe die Fariseërs vir die Here Jesus wil uitgevang het met die belasting, en hy sê vir hulle, gee vir my 'n coin, gee vir my daai coin. Hy sê, wie se image is op hierdie coin? En hy sê, dis die keiser se. Hy sê, nou gee dan vir die keiser wat die keiser toekom, maar gee vir God wat God toekom. Nou die vraag is vandag, wat kom God toe? In wie se image is jy gemaak? Het ons gesing, ons is gemaak in die image van 'n perfect king. So jy behoort aan God, so gee jou aan God. Amen. Welkom aan elkeen vanmôre hierso. Die Here is besig met 'n awesome ding. Die Here is besig om verandering in baie mense se lewens te bring. Ek het verlede week het ek 'n woord voorberei. En hierdie woord se naam was gewees, of sy naam is jet fuel na die hel. Nou ons almal ken die throttles of die voet, jy weet. As jy daai throttle oopmaak, dan gaan jy. Maar hierdie jet fuel is daai ding wat ons as mens vinniger na die hel toe vat. Kyk. En so het ek hierdie woord voorberei, en Woensdag aand lê ek in my bed. En ek kan nie slaap nie. Ek vra, Here, wat gaan aan? Hy sê, vertel die mense van my. Wow! Jy het die woord geskryf, jet fuel na die hel, maar ek is daai fire extinguisher om my jet fuel dood te maak. Ek sê, Here, en 'n nuwe woord word gebore donderdag aand. En daardie woord se naam is die doel van Christus se koms na die aarde. En ek wil vanmôre vir jou vra, my broer en my suster, het jy al gaan stil sit en dink, hoekom het Jesus na die aarde toe gekom? Het jy al gaan stil sit en mooi dink, hoekom het Jesus na die aarde toe gekom? Ons lees in die woord wat sê die Here vir ons in die woord in Johannes 3 vers 16 en so voort. Maar het jy al besef dat sy onmeetlike liefde vir sy Vader en ons het Jesus na die aarde gekom. Daarom het Jesus na die aarde gekom. Sy onmeetlike liefde vir sy Vader en sy skepping. Dis hoekom hy na die aarde gekom het. Hy het gekom om hierdie aardeel nie te oordeel nie, sê die woord van God, maar om hierdie aarde te red. Jy sien my broer, my suster, hierdie tema is die hart van die evangelie. Dit openbaar die wese van God se karakter. God se karakter. Liefde, genadigheid, heiligheid en geregtigheid. Jesus Christus is nie net 'n profeet of 'n groot leraar nie. Hy is die seun van God. Die beeld van die onsigbare God, lees ons daar in Kolossense 1 vers 15. Die beeld van die onsigbare God. In hom sien ons die Vader se hart. In hierdie Jesus sien ons die Vader se hart. In hierdie Jesus sien ons verstaan ons die Vader. Ons begin God te verstaan in hierdie Jesus. As ons kyk na die doel van Jesus, in Johannes 3 vers 17 lees ons, want God het sy seun nie in die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Dit was sy eerste sy doel, redding vir die mensdom, redding vir die mensdom. Jesus se koms was nie toevallig of bloot 'n reaksie op die menslike nood nie. Baie keer sien ons die mens in nood reik uit na Jesus toe.
Maar Jesus se koms aarde toe globaal was nie 'n reaksie op die nood nie. Dit was 'n beplanning van God gewees voor die grondlegging van die aarde, dat hy sy seun Jesus gaan stuur. Die naam bo elke naam, Jesus, gaan hy stuur aarde toe, om wat te kom doen. Nie om die aarde te oordeel nie, lees ons, maar om die aarde te red, verlossing te bring, versoening te bring. Maar daar is iets wat ons vergeet in hierdie koms van hierdie Jesus na die aarde toe. Want ons sien in die woord van God, dat hy gesê het, ek kom my Vader aan julle verkondig. Dit is sy groot doel gewees, is om sy Vader bekend te stel by die mens, die onsigbare God, wat hy bekend stel aan die mens, in die vorm van Jesus. Jy weet, toe die mens geval het in sonde, het die skeiding tussen die skepper en sy skepsel ingetree. Daar in die sondeval het daai skeiding gekom. En die wet van God het die heiligheid, die wet van God wat hy ingestel het die heiligheid en die geregtigheid van God openbaar. Want as daar nie 'n wet was nie, dan kan ons nooit agtergekom het dat God is 'n God wat nie van sonde hou nie. God is 'n God wat streef na heiligmaking, heiligwording, waar sonder ons die Bybel vir ons leer dat ons God nie gaan sien nie. So die wet openbaar ons die heiligheid en die geregtigheid van God. God is geregtig. Hy straf sonde, maar hy is ook genadig en hy red mense. Verstaan ons hierdie konsep? Maak dit vir julle sin. Die wet openbaar God se karakter, heiligheid en geregtigheid. Maar dit kan nie die sondige natuur van die mens verander nie. Alhoewel die mens hard probeer het, die wet kon nog nooit die sondige mens se natuur verander het nie. In sonde is hulle gebore en in sonde lewe. Daarom het Jesus na die aarde gekom, nie om te oordeel nie, maar te red. Daar die fire extinguisher te wees vir die jet fuel, wat ons almal na die hel toe vat, die breë pad. Verstaan ons? Jesus Christus, die persoon van Jesus, om te doen wat geen mens te kan doen nie, om die sonde te oorwin. Jesus het in die mensvorm gekom. En geen mens kon nog ooit die sonde oorwin nie. Maar hier kom hierdie Jesus en hy oorwin die sonde. Hy het nie net die sonde oorwin nie, maar hy het ook die dood oorwin. En daardeur het hy vir ons die pad gepyf na ons Here toe. Here Jesus sê self in Johannes 10:10, ek het gekom dat hulle lewe kan hê. Lewe kan hê. Want die pad van sonde is dood. Maar Jesus, die pad van Jesus is lewe. En hy sê in Johannes 10:10, lewe in oorvloed. Verstaan ons? Lewe in oorvloed. Anker jouself aan Jesus en jy gaan 'n lewe in oorvloed hê. Partykeer verstaan ons nie die oorvloed konsep nie. Partykeer verstaan ons nie dat ons sukkel op aarde, al glo ons in Here Jesus Christus, al aanbid ons hom, al lewe ons as wat hy wil hê nie. Verstaan ons nie die konsep dat ons swaar kry nie. Want waar is die oorvloed dan? Maar het jy al ooit besef, as jy werklik toegewyd is tot Jesus, gaan jy niks kort kom in die lewe nie. Hoe dikwels hoor ons van mense wat in die nood is, van predikers wat sê, daar's niks kos op die tafel nie, en dan gaan sit hulle en hulle bid, en amen sê, dan is daar 'n klop aan die deur, en kos word by hulle afgelaai uit die bloute uit. Dis God se voorsiening daarin. Dis God se voorsiening daarin. Dis die oorvloed. God gaan nie wil hê dat jy moet swaar kry in hierdie lewe nie, maar jy jouself is ook die oorsaak dat jy wel swaar kry in hierdie lewe. Matteus 11 vers 27. Alles is deur my Vader aan my toevertrou en niemand ken die Seun nie behalwe die Vader. Nou right. Hier is hierdie Jesus op aarde. Hy loop as 'n mens hier op die aarde. En ons sien hy het groot geword. Vir 33 jaar het hy daar op hierdie aarde geloop, of vir 30 jaar, want hy 3 jaar bediening gehad. Hier loop hy op hierdie aarde, en niemand besef, dis die Jesus, die Messias daai nie. Behalwe die aantekeninge wat gemaak is deur 'n paar profete en wyse mense, en sy moeder Maria, wat alles neergeskryf het wat hy gedoen het.
Niemand besef dis die Here nie. Hy begin met sy bediening en Johannes die doper staan daar by die Jordaan en hy sê, daar is die lam van God. Want God het vir hom dit openbaar. Daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. En Johannes doop hom en hy sê, God het vir hom gesê, op die een met waar die Heilige Gees kom sit soos die vorm van 'n duif, dit is die Messias, die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. En hierdie Jesus loop hier tussen hierdie mense vir 3 jaar lank en hy bedien die mense en hy wys die mense wie is sy Vader. Hy stel sy Vader voor na die mense toe. Want Jesus sê in Matteus 11, niemand ken die Seun nie behalwe die Vader en niemand ken die Vader nie behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun hom wil bekend maak. So hier sê Jesus, ek wys vir julle, ek stel julle voor aan my Vader. Hallo Pietie, hallo, kom as ek sommer 'n naam kan noem. Hallo Few, aangename kennis. Few, sien jy hierdie? Dis my pa hierdie. Groet vir hom. Amen. Hier staan Jesus. Die een aan wie ek hom wil bekend maak, hom sal ek hom bekend maak. Wanneer maak hierdie Jesus die Vader bekend aan die mens? As ons teruggaan na Johannes 3 vers 16, toe daar waar geskryf staan, elkeen wat glo, aan hom sal ek hom bekend maak, my Vader. Elkeen wat glo, ek sal my Vader aan hom bekend maak. Jong, ek raak so opgewonde. So opgewonde. Elkeen wat glo, aan hom sal ek my Vader bekend maak. Die Seun hom bekend wil maak. Jesus se liefde vir die Vader. Jesus se lewe was deurdrenk vir die liefde van sy Vader. Alles wat hy gedoen het, het hy gedoen uit gehoorsaamheid. Hy het niks gedoen. Hy sê self in sy woord, ek het niks gedoen as ek het nie my Vader dit sien doen dit nie. Ek het niks gespreek as my Vader nie gesê het ek moet dit spreek nie. Dis gehoorsaamheid aan God. Hy sê, en eerbied aan God, in Johannes 14 vers 31 sê, maar dat die wêreld kan weet dat ek die Vader lief het en net doen wat die Vader my beveel het. Ek het my Vader lief en net doen wat die Vader my beveel het. Ek gaan nie meer doen nie, ek gaan nie minder doen nie. Ek gaan doen wat my Vader my beveel het. Jy sien my broer, my suster, ons sien die kern van Jesus se identiteit, volmaakte liefde en gehoorsaamheid. Nou vra ek vandag vir jou, is dit moontlik vir die mens om ook daardie volmaakte liefde en gehoorsaamheid te hê in vandag se wêreld? En dan gaan baie mense vir my sê, nee, dis nie moontlik nie, want ons is net mens. Jy's verkeerd. Die Bybel leer vir my, God wil hê, jy moet op hierdie aarde gehoorsaam wees aan hom. En die Bybel leer ook vir my, dat jy op hierdie aarde en hierdie tyd, net so heilig kan wees, soos wat jy dit toelaat. As jy toelaat, dat jou brein oorheers word deur die vreeslike dinge, dat jou brein oorheers word deur die genot van die lewe, vergeet dat jy sal nooit daar by die heiligmaking kom wat God wil hê nie. Maar die oomblik wat jy toelaat, dat daardie geestelike dinge jou brein oorheers, die geestelike dinge jou brein oorheers. Dis hoekom die Here gesê het, moenie die dinge van die wêreld bedink nie, maar bedink die dinge van die Gees daarbo. As jy toelaat dat dit in jou hart inkom, dat dit in jou brein inkom, in jou hart inkom, dan sal jy sien, jy sal strewe in al hoe meer en meer soos Jesus word op die aarde. Daarom kan jy sê, ek moet minder word en Jesus moet meer word. Dis Johannes dit gesê het. Ek moet minder word en hy moet meer word, want hy die geestelike dinge meer aanvaar in sy lewe. Hy sê, hy het nie net die wil van die Vader gepreek nie, hy het dit geleef. Selfs in Getsemane, toe hy geweet het dat die kruiswag het hy gebid, nie my wil nie, maar u wil. Lukas 22 vers 42. Daar in Getsemane. Hy het geweet, ek gaan op die kruis sterf vandag, ek gaan ly, hulle gaan my spot, hulle gaan my spoeg, hulle gaan my slaan, hulle gaan my skop, hulle gaan my baard uittrek.
Wow, hulle gaan my met 'n doringkroon sit. Maar weet jy wat? Hulle gaan my ook kroon as die koning van die Jode. Daardie doringkroon wat hulle opgesit het, het hulle hom gekroon as die koning van die Jode. En daai perskleed wat hulle hom aangetrek het, daardie koninklike perskleed is die kleed van 'n koning. Hierdie mense het in hulle onbesonde daad, het hulle Jesus gekroon as die koning van die Jode. 'n Profesie wat waarheid geword het. Hy sê, nie my wil nie, maar laat u wil geskied. Jesus se liefde vir die Vader was nie sentimenteel nie. Dit was prakties, gehoorsaam en opofferend. Hierdie liefde is wat hom gelei het om sy lewe te gee. Nie omdat hy moes nie, maar omdat hy wil. Hy wou sy lewe gee om sy pa te eerbied, sy Vader in die hemel te eerbiedig. Nou, ons as mens vandag, ons het nie daai selfde eerbied vir God nie. Ons het net nie meer daai selfde respek vir God nie. Ons het nie meer daai tyd vir God nie. Ons koop nie meer die tyd uit saam met God nie. Jy sien, Jesus se liefde vir jou en my en die wêreld mense hier buitekant. Daar in Johannes 15 vers 13 sê, groter liefde het niemand as dit nie, dat hy iemand sy lewe vir sy vriende aflê. Ons het gesing, you are my friend forever, jy is my vriend vir altyd. Die Bybel sê, as jy die wil van my Vader doen, dan is jy my vriend, jy is nie meer 'n knegt nie, maar jy word my vriend. En hier sê Jesus, ek lê my lewe af vir my vriende. My vriende wat my nie eens ken nie. My vriende wat in die sonde lewe. Hy sê, ek lê my lewe af vir julle. Hy sê, keer terug na my toe. Keer terug na my toe. Jy weet, my broer, my suster, hierin, in Sagaria. Sagaria 1. Die Here was baie vertoornd op julle vader, so moet julle dan aan hulle sê, so spreek die Here van die leerskare, keer terug na my, spreek die Here van die leerskare, en ek sal na julle terugkeer, sê die Here van die leerskare. Hy sê, moenie, vers 4, moenie soos julle vaders wees nie, tot wie julle die vroeë profete geroep het en gesê, so sê die Here van die leerskare, bekeer julle tog van julle bose weë en julle bose werke, maar hulle het nie gehoor en na my nie geluister nie, spreek die Here. En in vandag se wêreld gebeur presies dieselfde. Sondag vir Sondag staan daar predikers reg oor die wêreld en hulle vertel die waarheid van God. Hulle preek die waarheid van God en nog steeds luister die mens nie om terug te keer na Jesus toe nie. Nog steeds luister die mens nie om tyd uit te koop met sy seun nie. Om tyd uit te koop met sy seun is die belangrikste aspek, want daardie aspek is, dit beteken jy ken sy seun Jesus Christus, en hy het sy Vader aan jou verkondig, hy het sy Vader aan jou voorgestel. As jy nie daai tyd met sy seun uitkoop nie, hoe gaan jy sy Vader leer ken? En dan staan daar geskryf, bekeer julle tog van julle bose weë en julle bose werke. En ons sing dit gebeur vandag, net soos in die tyd van Noag. Die mense gaan net aan op hulle lewe soos wat hulle wil. Hulle dink hulle lewe gaan maar net voort, gaan maar net voort, gaan maar net voort. Want God is 'n genadige God. Jy sien my broer, my suster, en ek kom daarby. Ons het 'n wanpersepsie van ons God in die hemel. Ons het 'n wanpersepsie van ons God. Ons dink hy's daardie liefdevolle oupa wat daar bo sit met die sagte baard, die sagte wit baardjie wat net gaan seën, gaan seën. Jy weet 'n oupa en hy kyk na sy kleinkinders. 'n Kleinkind kan niks fout doen in oupa se oë nie. Dis hoekom 'n kleinkind, hulle sal by ouma verby hardloop na oupa toe. Want 'n kleinkind kan niks verkeerd doen in oupa se oë nie. Dis die waarheid. Vra vir my, ek weet. As ons op die telefoon praat met 'n video call, wat oupa? Wat oupa?
Was dit daai wanpersepsie van 'n liefdevolle oupa wat daar bo in die hemel sit, wat niks verkeerd sien hier op die aarde nie. Hy sien alles net reg. Ja, hy sien alles reg. Want hy kyk deur daardie filter van sy seun se hande met die gate en waar die bloed deur is, en hy kyk daardeur en hy sien niks is fout daar op die aarde nie. Hy filter, hy brandblusser vir die jet fuel. Hy kyk daardeur en hy sien, my seun het hulle heilig gemaak. Maar o wee, hulle het geen relationship, hulle het geen verhouding met my seun nie. O wee, sy naam kom nie in die boek van die lewe voor nie. My broer, my suster, wanneer Jesus na daai kruis gekyk het, sien hy nie net pyn nie, hy sien verlossing. Van elke mens, van elke eeuw. Elke ene wat bereid is om te verander, sal hy sê, jy is my vriend. Kom ek gaan stel jou voor aan my pa. Jy is my vriend, kom ek gaan stel jou voor aan my pa. Pa, dit is Kosie. Hy het daar en daar gebly, pa. Hy het op daardie dag, pa, het hy my chom geword, pa, my vriend geword. Ek kan sê, ek is trots op hom, pa. Partykeer moet 'n mens die taal gebruik praat wat die mense praat hier op aarde, sodat hulle kan verstaan. Want hulle verstaan nie meer Afrikaans nie, of hulle verstaan nie meer Engels nie. Hulle verstaan slang. Hy het my chom geword, pa. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Daar in Lukas 23, vers 34. Hy het geweet, hy is daar op die kruis. Hy het geweet, hy sterf. En hy bid en hy sê, Vader, vergeef hulle weet nie wat hulle doen nie. Daarom, pa, kyk hier deur hierdie verkykers na hulle. Kyk hier deur hierdie verkykers na hulle. Jy sal sien, hulle is mooi kinders. Hulle is mooi kinders, pa. Jeremia 38 vers 11. Here, Jesus, het nooit sleg gepraat van geen mens op hierdie aarde nie. Behalwe hulle wat met die verstand probeer uitreken het, wie is God. Hy het vir hulle gesê, julle is wit gepluisterde grafte, julle fariseërs. Maar my broer, my suster, ek wil vandag vir jou ietsie sê. Here Jesus het sy vyande lief gehad. Hy het op daai kruis gesterf toe niemand hom geken het nie. Niemand het hom geken nie. Hy het sy vyande lief gehad. En deur jou vyand lief te hê, het die Here 'n spesiale beloning vir jou. Deur die mens wat jy minag lief te hê, deur die mens wat jy minag te eer, het God vir jou 'n spesiale beloning. Daar in Jeremia 38 vers 11 tot 13 lees ons van Ebed-Melech, wat hy gedoen het. Hy was die koning se hofdienaar. En hierdie koning was op daardie stadium anti-Jeremia gewees. Want Jeremia het die waarheid geprofeteer en gesê, julle moet join met hierdie mense, andersins gaan hulle doodgemaak word hierso. En die vorste, kerkgangers, hulle het vir Jeremia gevat, hulle het hom in daai put gaan gooi. En Ebed-Melech het daar uit, hy het daar na die koning toe gegaan en gesê, julle maak verkeerd. Nou, Ebed-Melech is Jeremia se vyand. Hy sê, julle maak verkeerd. Haal hom uit die put uit, hy is in elk geval nie kos in hierdie land nie. Haal hom uit die put uit, hy gaan in elk geval sterf, maar moenie dit doen nie. En Ebed-Melech het gegaan, en hy het lappe onder Jeremia se arms gesit, en hy het hom uit die put uitgetrek. Sy vyand, hy seën sy vyand. En ons gaan verder. Daar in 39 vers 16, wat staan daar geskryf in Jeremia 39?
En die Here spreek met Jeremia. Die Here God spreek met Jeremia. Hy sê, gaan en spreek met Ebed-Melech die Kusiet en sê, so spreek die Here van die leerskare, die God van Israel. Kyk, ek bring my woorde oor hierdie stad ten kwade, so die stad word verwoes. Die mense word verwoes, omdat hulle nie geluister het na God nie, na sy woord nie. Maar, die Here sê, ek sal jou in die dag red, spreek die Here, en jy sal nie oorgegee word in die hand van die manne vir wie jy bang wees nie, want ek sal jou seker laat vry raak, en jy sal deur die swaard nie val nie, maar jou siel sal vir jou 'n byt wees. Ebed-Melech was 'n vyand van God, van Jeremia gewees. En deurdat hy Jeremia gehelp het, sy vyand gehelp het, deurdat hy die ou wat hy geminag het, gehelp het, het God hom geseën. Het God hom geseën. En dis 'n boodskap vir ons as mens wat hier sit vandag. Ons moet nie neerkyk op ander mense nie. Ons moet God eerbiedig. Sy wette eerbiedig. Dan sal hy ons help. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Lukas 23 vers 34. Hierin sien ons die volle openbaring van God se hand. God wat geweet het, sy seun gaan sterf. Jesus wat geweet het, ek gaan sterf. Ons sien God se hart hierso. Liefde wat sterker is as die dood. Genade wat groter is as die oordeel. Daai, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jesus het gesê, ek het nie gekom om die wêreld te oordeel nie, maar om die wêreld te red. Johannes 12 vers 47. Hierdie woorde bring vir ons daardie tydsberekening van God se plan. No longer jet fuel to hell, but rescue. 9/11, Jesus Christ. My broer, my suster, ek wil vandag vir jou sê, hy het gekom as die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Die wêreld was reeds onder die oordeel, deur sonde. Johannes 3 vers 18 sê dit. Maar Jesus kom as die enigste weg tot vergifnis. Sy doel was om 'n pad van versoening te open, om ons uit die duisternis na die lig te bring. Dit beteken nie dat hy die wet of die geregtigheid afgeskaf het nie. Inteendeel, hy het dit vervul, Matteus 5 vers 17. Die wet bestaan nog steeds. Jesus het die wet gelewe. Die kruis is die plek waar liefde en geregtigheid ontmoet. Die sonde moes gestraf word, maar deur Christus se dood het hy die straf op homself geneem, sodat ons kan vry wees. Jesus het nooit sonder die wet geleef nie. Hy het die wet vervolmaak deur liefde. Toe hy gevra is, watter gebod is die grootste, antwoord hy, jy moet die Here jou God lief hê. Dis die gebod. Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, siel en verstand, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself, Matteus 22:37 tot 40. Hy vervul die wet deur die woord liefde. Die liefde wat nie kwaad praat nie, die liefde wat nie kwaad hoor nie. Die liefde wat lankmoedig is, sagmoedig is, verdraagsaam is. Hierdie 2 gebooie som die hele wet en die profete op, sê die Bybel. Die hele wet. Want my broer, my suster, as jy iemand liefhet, gaan jy van hom steel, gaan jy hom doodmaak, gaan jy hom verneek, gaan jy hom so kwaad praat oor hom, want jy het hom lief. En as jy dit tog doen, dan het jy nie Christus in jou nie, al sê jy met die mond, ek het Christus in jou. Maar jy loop en steel, jy loop en kwaad praat, en jy loop en dit doen, en jy loop en dat doen, dan het jy nie Christus in jou nie. As daar nie dissipline in jou lewe is nie, het jy moet gaan kyk of Christus in jou lewe is. Want ons God is 'n God van orde, nie van wanorde nie. Hy sê, ek tug die wat ek lief het. Dis wat die God sê. Hy sê, liefde is nie die afskaffing van die wet nie, dit is die vervulling daarvan. Wie waarlik lief het, sal nie steel, lieg, moord pleeg nie. Liefde doen geen kwaad aan sy naaste nie. En gaan lees dit in Romeine 13 vers 10.
Liefde doen geen kwaad aan sy naaste nie. Dis leef Jesus binne die volheid van die wet, want hy is die wet se volmaakte uitdrukking of uitdruk. As jy kyk na Jesus, dit wat ons sien, die prentjie wat ons altyd gesien het van Jesus, ek het nou sommer tong in die kies, nou dat ek daai mooi baard sien, ek voel ook al lus om weer 'n baard te dra. Ons sien hierdie mooi prentjie van Jesus. Maar min besef ons, waarna ons kyk, is eintlik die wet. Want Jesus het elkeen lief. Jesus gaan nie van elkeen steel nie. Jesus gaan nie van ons moor nie. Johannes 10:10 sê hy, die duiwel het gekom om te steel, slag en te vermoor. Die duiwel het gekom om te steel, slag en vermoor. Maar ek, Jesus, het gekom om julle lewe te gee. Hy toon dat die doel van die wet nie veroordeling is nie, maar heiligmaking. Want as jy die wet volg, soos wat hy opgeteken is, en ek praat nie van die 633 of 36 wette nie. Ek praat van die wet wat God gesê is, eer jou vader en moeder, daardie wette. As jy die wet volg, weet jy wat gebeur dan? Jy lewe Jesus, want jy gaan nie die naaste ene steel nie. Jy streef na heiligmaking. Jy gaan besef dat hierdie ding wat hier so staan, is 'n heilige tempel vir die Heilige Gees. Dit is 'n heilige tempel vir die Heilige Gees. Die Bybel sê so, weet jy nie dat jou liggaam 'n heilige tempel is vir God nie? So jy lewe na Jesus se wette toe. Jy lewe na liefde toe, want jy het Jesus lief. En deurdat jy Jesus lief het, het jy sy Vader lief. En deurdat jy sy Vader lief het, moet sy Gees ernstig woning maak, en die Bybel leer vir ons, sy Gees maak woning in jou. Hebreërs 13:8 sê, Jesus Christus dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Jesus kan nie verander nie. Nooit. Jesus verander nie sy karakter nie, sy woord nie, sy geregtigheid, sy liefde bly vir ewig dieselfde. In 'n wêreld waar waardes en moraliteit en verskuif, jy weet, dit slaat vir my dronk hoe dit gebeur in die wêreld. Daar is hierdie kompromie in die wêreld. Alles is nou aanvaarbaar vir die mens. Alles is aanvaarbaar vir die mens. En dit is waar jet fuel na die hel begin. Alles is aanvaarbaar, en ek wil net miskien op 2 vinnige plekke 'n punt raak. Ek gaan nie die hele ding doen nie. Jy weet, daar is hierdie mispersepsie van wat is 'n huwelik? Is 'n miskonsep wat bestaan. 'n Huwelik is 'n verbond tussen 2 mense, 'n man en 'n vrou, voor God. 2 mense, 'n man en 'n vrou, voor God. Dis 'n huwelik. Jy sien, my broer, my suster, daar in Romeine 6, vers 23 sê, die loon van die sonde is die dood, maar die genade van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Deur sy opstanding het hy bewys dat hy die enigste pad tot die lewe is. Hy is nie net ons verlosser nie, hy is ons lewe, ons vrede, ons toekoms. Elke mens wat in hom glo, ontvang vergifnis en ewige gemeenskap met die Vader. My broer, my suster, wat die Here vir ons eintlik probeer sê is, laat ons nie net sy liefde bewonder nie, maar laat ons aanvaar en uitleef. Laat ons soos hy die Vader lief hê met die hele hart en ons naaste soos onsself. En laat ons leef as mense wat weet, die Jesus wat gesterf het en opgestaan het, leef in ons. Die verlosser van die wêreld, die skenker van die ewige lewe, hy leef in ons. Jy sien,
Ek wil vir julle hierdie ding sê. Eendag wat gaan kom, baie vinnig. Die eindtyd profesie raak al hoe vinniger en val hy in plek. Dinge gebeur nou so vinnig, laat voor ons gaan sê, mes, het dit gebeur. Daar gaan baie gelowiges in die hel wees. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Baie gelowiges gaan in die hel wees. En baie gelowiges wat in die hel wees, gaan Sondag vir Sondag kerk toe. En ek wil net vir jou hierso ook iets sê. Ek praat nie van die ateïs wat sê wat met God spot nie. Ek praat nie van daardie ou wat 'n openlike vyand is met God nie. Die wat Jesus nie erken nie. Want jy's 'n vyand van God. Ek praat nie met daai ou as hy kwaad is vir die Here sy vuis na die Here toe wys nie. Ek praat van mense wat hulle self gelowiges noem. Mense wat sê ek is 'n Christen. Eendag gaan sommige van daai mense wakker word in die warm plek. Kobus, bedoel jy nou die louwarm Christene? Nee, want daar in Matteus 7 staan geskryf die louwarm Christene. Ek het julle nooit geken nie. Jy sien, Jesus het nooit gegaan na sy Vader toe en gesê, Vader, dis Pietie nie. Want in die eerste plek, die Bybel leer vir ons, those who deny me in public, I will deny him with my Father. So jy leefwyse hier op aarde is public. Dit wat jy uitleef hier op aarde, vir die vlees of vir die gees, bepaal waar Jesus jou gaan introduce. Hy gaan jou introduce vir sy Vader, of hy gaan vir jou sê, I never knew you. Daardie groep is baie groot. Baie mense sit in daardie kategorie van Christene of gelowiges, laat ek die woord gelowiges noem. In die hel gaan daar geen ongelowige mens wees nie. Hey, Kobus, nou praat jy dan maar woorde. Ja, in die hel is daar geen ongelowige mens nie. Wat van die duiwel en die demone? Oh, hulle glo in Jesus. Hulle glo in Jesus. Die Bybel sê vir ons daar, hulle glo in Jesus. En hulle sit daar. Jy sien my broer, my suster, as jy nie daardie glo omskep in geloof en verander nie, is jy niks anders as soos 'n demoon wat nie glo nie. So daar in Openbaring staan geskryf, op die einde van die dag gaan elke knie buig en elke tong getuig. Die gelowige en die ongelowige, die duiwel en sy demone, almal gaan getuig voor Jesus Christus dat hy die seun van God is. Almal gaan getuig en sê hulle glo hy is die seun van God, maar hierdie geloof van hulle gaan te laat kom. Want as jy dood is, kan jy nie meer verander nie. Jy's in die hel. Jou geloof is te laat. Lazarus, die ryk man, daar in die hel toe hy daar gesit het in Lukas. Gaan Lukas sê, Vader Abraham, ek glo, stuur hom net dat 'n bietjie water op my tong is en dat die plek is waar my tong brand. Is te laat. Hy glo, is te laat. Want Abraham sê vir hom, die wat hierdie kant is, kan nie na daai kant kom nie, en daai wat daai kant is, kan nie na die kant kom nie. Jy gaan daar voor die Here staan en sê, U is die seun van God. Maar is te laat. Want jou leefwyse hier op aarde het nie verander nie. Dis jou riglyn. Dis waarna jy moet kyk. My broer, my suster. Tyd van speel
is verby. Dis of jy verander, want daar's net twee paaie wat jy kan loop, die smal weg en die breë weg. Of jy verander, en jy maak gebruik van Jesus Christus, wat jou in die hemel gaan kry, en gaan introduce na sy Vader toe, of jy vat die glybaan jaag, met die baie speed jaag. Die keuse is joune. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, ons loof U, ons prys U vir die wonderlike wete dat U Seun Jesus Christus vir ons op die kruishout gesterf het, om dit vir ons moontlik te maak om te glo, vir ons die kans gegee het om te kan verander, sodat hy kan uitsê, Vader, hier is my vriend, nooi hom in jou huis. Vader, ek bid vanmôre dat hierdie boodskap aan buitekant sal vrug dra. Ek bid vanmôre dat hierdie boodskap sal uitgaan, my God, en dat mense sal gaan sit en nabetragting doen van dit wat in hulle lewe aangaan. Kompromie met die wêreld maak vyandskap van God. Ek bid vanmôre, Here, soos wat daai reën daar buitekant val, dat die Gees van God sal vaardig word op elke persoon daar buitekant, dat hulle daardie werking van die Heilige Gees kan ervaar, om hulle harte vir Jesus Christus te gee, om terug te draai na God toe, terwyl daar nog 'n kans is. Bid dit in die naam van Jesus. Amen. My broer, my suster, dis waar ek gaan stop. Ek wil hê julle moet mooi dink. Wat doen julle met Jesus? Ek wil hê julle moet mooi dink en besef dat Jesus se doel was om vir jou 'n lewe in oorvloed te gee. Hy wil jou nie oordeel nie, maar sy karakter is sy Vader se karakter. Liefde, geregtigheid. Amen. Ons gaan nou by hierdie geleentheid wag vir julle offerandes en tiendes. Gees is wat die Here julle lei. Jy weet nie, ons weet